Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Levitikus hoofstuk 19 en ons gaan lees vers 1 en 2. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle: Heilig moet julle wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer gelowiges deur die Bybel lees, is Levitikus dikwels die boek waarop hulle moed opgee. Genesis lees baie maklik deur, en die boek Exodus is ook baie interessant met die uittog uit Egipte, maar dan kom die boek Levitikus met sy offers en priesters en reinigingswette en seremonies. En baie Christene wonder dan, wat het hierdie boek vir ons nog vandag as moderne Christene te sê? En dan is die antwoord baie meer as wat ons werklik besef. Sonder Levitikus verstaan ons nie ten volle waarom Jesus aan die kruis moes sterf nie. Sonder Levitikus verstaan ons nie die betekenis van die lam van God nie. Sonder Levitikus verstaan ons nie waarom ons Jesus Christus ons hoëpriester noem nie. Sonder Levitikus verstaan ons nie waarom die voorhangsel in die tempel geskeur het toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het nie. Levitikus is nie bloot 'n boek net oor wette nie. Dit is 'n boek wat die heiligheid van God aan ons as mense kom openbaar. Die volk is reeds uit Egipte verlos op hierdie tydstip van hulle geskiedenis. God gee nie hierdie wet sodat hulle gered kan word nie. Hy gee dit aan hulle omdat hulle reeds sy verloste verbondsvolk is. En dit is die belangrikste Bybelse uitgangspunt, naamlik gehoorsaamheid is nooit die grond van ons verlossing nie, maar dit is juis die vrug daarvan. Die groot tema van die boek Levitikus kan in een sin saamgevat word. Wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. En dit is dan ook die tema van vandag se boodskap vanuit die Here se woord. Wees heilig, want ek is heilig. En hierdie oproep, liewe broeder en suster, weer klink vandag nog net so sterk, dwars oor die hele wêreld en in die besonder in die kerk van Jesus Christus. Nou ons gaan vandag by 'n paar belangrike hoofpunte stil staan vanuit ons teks, wat jy in jou lewe moet gaan oordink en ook gaan toepas en in jou hart bewaar. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende: God is volkome heilig. Die hele boek Levitikus, broeder en suster, begin by God. Nie by mense nie, maar by God. En die woord heilig loop soos 'n goue draad dwars deur hierdie hele boek Levitikus. Heilig beteken dat God volkome afgesonder is van alle sonde
Hy is sondeloos. Hy is rein. Hy is volmaak. Hy is lig. En in hom is geen duisternis nie, staan in 1 Johannes 1 vers 5. Nou ons leef in 'n tyd waar mense graag oor God se liefde wil praat, en oor God se goedheid, en oor God se genade, en dit is alles reg so. Maar ons hoor werklik baie min, dat mense oor God se heiligheid praat. Tog kan ons God se liefde nooit reg verstaan, as ons nie eers sy heiligheid verstaan nie. Jesaja sien hierdie heiligheid, toe hy in Jesaja 6 die Here op sy hoë verhewe troon sien sit. En die engele het rondom daardie troon uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. 3 maal word die woord heilig gebruik. En dit is die enigste eienskap van God wat 3 maal herhaal word. En dit beklemtoon God se absolute volmaaktheid. Wanneer Jesaja dit sien, sê hy nie, ek voel wonderlik in God se teenwoordigheid nie, maar hy roep uit, wee my, want ek is verlore. Waarom? Omdat 'n sondaar skielik sy sonde sien in die lig van God se heiligheid. Dieselfde waarheid sien ons ook in Levitikus 10. Nadab en Abihu bring vreemde vuur voor die Here. Miskien het hulle gedink, dit maak nie saak hoe mens die Here aanbid nie. Maar God wys dat hy nie volgens menslike idees aanbid wil word nie. Hy is heilig. Ons moet buig voor hom. In absolute gehoorsaamheid moet ons sy wil navolg. En dis 'n belangrike waarskuwing ook vir die kerk van vandag. Ware aanbidding word nie bepaal deur menslike smake of kulture nie, maar deur God se woord. Die Bybelse beginsel is juis dat ons God aanbid soos hy dit voorskryf. En nou sien ons, liewe broeder en suster, hoe hierdie waarheid sy vervulling in Jesus Christus vind. Jesus alleen kon sê in Johannes 8 vers 46, wie van julle oortuig my van sonde? Geen mens kan dit ooit sê nie. Hy is die volmaakte heilige. Hy is die lam van God sonder gebrek. Hy is die tweede Adam wat nooit geval het nie. Wanneer ons dus voor Christus verskyn, kom in ons nie in ons heiligheid in nie, maar in Christus se heiligheid. Die tweede belangrike punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Sonde vereis versoening. Nadat God se heiligheid geopenbaar het, wys hy onmiddellik vir ons die probleem van die mensdom. Die probleem is nie God nie, die probleem is die mens. Die mens is vol sonde, en sonde skei ons van God. Daarom vul die boek Levitikus die eerste hoofstukke met offers, brandoffers, sondoffers, skuldoffers, graanoffers, vredeoffers. En elke offer verkondig dieselfde boodskap. Sonde bring die dood. Levitikus 17 vers 11 sê, want die lewe van die vlees is in die bloed. En bloed moes vloei. Nie omdat bloed een of ander magiese krag gehad het nie, maar omdat God die loon van die sonde ernstig opneem. Elke keer wanneer 'n Israeliet sy hand op die offerdier gelê het, het hy uiteindelik bely, hierdie dier sterf in my plek
wanneer ek hom gaan offer vir my sonde. Maar elke Israeliet het ook geweet, hierdie offers is nie finaal nie. Dis nie volkome nie, want môre moet hy dit weer doen. Volgende week weer, volgende maand weer, volgende jaar weer. Waarom? Omdat die bloed van diere nie sonde volkome kan wegneem nie. Hebreërs 10 sê uitdruklik, dit is onmoontlik dat die bloed van bulle en bokke sondes kan wegneem. Daarom wys al hierdie offers, broeder en suster, vooruit na Golgotha. Johannes die Doper het pragtig uitgeroep toe hy die eerste keer vir Jesus Christus gesien het en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem. En aan die kruis bring Christus die een groot offer wat nooit weer herhaal hoef te word nie. Hy dra God se oordeel, hy dra God se toorn en hy betaal volkome vir al ons sondes. En toe het hy uitgeroep, dit is volbring. En hierdie hele offersisteem, broeder en suster, bereik sy vervulling daar aan die kruis op Golgotha. Ons rus alleen op die volmaakte versoening wat Jesus Christus gebring het. En dit is die hart van die evangelie. En daarom moet ek en jy weet, ons verdien nie ons eie redding nie, deur goeie werke te gaan doen nie. Die belydenisskrifte sê, jou beste werke is met sonde bevlek en belaai. Heidelbergse Katekismes Sondag 24. Ons redding en ons versoening berus volkome op dit wat Jesus in ons plek aan die kruis vir ons gedoen het. Geen ander offer is nou meer nodig vir ons om te doen nie. En nou die derde punt. God roep sy verloste kinders tot 'n afgesonderde lewe. Sodra God sy kinders deur genade aan hom kom verbind het, dan verander hulle lewens totaal en al. Levitikus 19 raak byna aan elke terrein van die lewe. Eer jou ouers, moenie steel nie, moenie lieg nie, moenie jou naaste verdruk nie, laat iets oor vir die armes, moenie haat koester nie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sien jy my broeder en suster, hoe prakties word die heiligheid hier uiteengesit? Heiligheid beteken nie om jouself uit die wêreld te gaan onttrek nie. Dit beteken om anders te leef in die wêreld. Die wêreld sien waarheid as relatief, maar God sê, praat die waarheid. Die wêreld verheerlik selfbelang van mense. God sê, gaan dien jou naaste. Die wêreld leef vir vandag, maar God sê, leef vir my eer elke dag. Die Nuwe Testament herhaal dan ook hier dieselfde opdrag en hier dieselfde oproep. Petrus haal vir Levitikus in ons teks aan en hy sê, wees heilig, want ek is heilig. My broeder en suster, Jesus Christus het nie gekom om heiligheid te kom afskaf in hierdie wêreld nie. Hy het gekom om sy kinders deur die Heilige Gees heilig te kom maak vir God. Maar nou moet ons baie versigtig wees. Want hier is twee uiterstes wat ons moet vermy. Aan die een kant, wettisisme. Ons word nie deur heilige lewens gered nie. En aan die ander kant, losbandigheid. Genade gee nie vir ons toestemming om voort te gaan om sonde te gaan doen nie. Ons kan nie in sonde bly voortleef nie. Ware geloof, my broeder en suster, bring altyd nuwe gehoorsaamheid na vore in ons lewens.
Ons belydenisskrifte plaas nie verniet die leer van dankbaarheid na die leer van verlossing nie. Omdat ons gered is, daarom gaan leef ons anders. Ons gaan leef nie anders of niet om God se liefde te probeer verdien nie. Maar omdat ons reeds deur Christus sy genade ontvang het, daarom gaan leef ons nuut en heilig en anders. Ek word eers gered deur Jesus. Daarna gaan leef ek vir hom heilig. Ek probeer nie self heilig leef sodat God kan sien hoe goed is ek dat hy my kan red nie. Nee, hy red my en daarom gaan leef ek heilig vir hom. Die vierde belangrike punt vandag, en dit is ons laaste punt. Alles in Levitikus vind sy vervulling in Jesus Christus. As ons die boek Levitikus deurlees sonder Christus, lees ons die boek heeltemal onvolkome. Elke offer wys na Jesus. Elke priester wys na hom. Die tabernakel wys na hom. Die versoendag wys na hom. Die ark wys na hom. Die voorhangsel wys na hom. Die hoëpriester wat eenmaal per jaar die allerheiligste binnegaan, wys vooruit na Christus wat eenmaal vir altyd in die hemelse heiligdom binnegegaan het. Hebreërs 9 verklaar dat Christus nie met bok of kalfsbloed ingegaan het nie, maar met sy eie bloed. Hy is priester. Hy is die offer. Hy is die middelaar. Hy is die tempel. Hy is die vervulling van alles. Toe hy sterf, skeur die tempel se voorhangsel van bo na onder middeldeur. En nou is die pad oop na God. Nie omdat ons heilig genoeg was nie, maar omdat Christus volkome gehoorsaam was. En daarom leef ons vandag nie meer onder die seremoniële bepalings van Levitikus nie. Ons bring nie meer diereoffers nie. Ons hou nie meer reinigingswette of seremoniële voorskrifte nie. Maar die morele oproep tot heiligheid staan steeds vas. Want die God van Levitikus, my broeder en suster, is dieselfde God wat ek en jy vandag nog aanbid. Hy verander nie. En daarom verander sy roeping tot 'n heilige lewe ook nie. Liewe broeder en suster, Levitikus stel vandag 3 ernstige vrae aan ons. En ons moet hierdie vraag gaan oordink. In die eerste plek, besef ek en jy werklik hoe heilig hierdie God is? Het ek dalk so gemaklik met my sonde begin saamleef, dat ek vergeet voor wie ek staan? In die tweede vraag, vertrou ek werklik alleen op Jesus Christus? Of probeer ek steeds my eie geregtigheid voor God aanbied? Geen mens sal ooit deur sy eie werke gered word nie. Jesus alleen red jou. En dan die derde vraag. Wys my lewe dat ek aan Christus behoort. Nie net op Sondae nie, maar by die huis, by die werk, in my huwelik, in my taal, in my geldsake, op sosiale media, in alles, kan daar gesien word dat jy aan Jesus Christus behoort. Die wêreld behoort iets van Jesus se heiligheid in jou lewe raak te sien. Maar die wêreld moet ook God se heiligheid in sy kerk of in die kerk raak sien. Die boek Levitikus, broeder en suster, eindig nie met wanhoop nie, maar dit eindig met 'n ongelooflike hoop vir alle mense. Want die God wat heiligheid eis,
voorsien self die groot offer, en daardie offer is Jesus Christus. Hy het die wet volkome vervul. Hy het die straf vir ons gedra. Hy het die dood oorwin, dat ek en jy kan opstaan uit die dood. Hy het opgestaan, dat ek en jy kan lewe. Hy het sy Heilige Gees uitgestort, om daagliks meer en meer in ons lewens sy beeld te vertoon. Laat ons daarom nie bang wees vir hierdie boek, Levitikus nie. Laat ons daarin die grootheid van God sien. Laat ons daarin die erns van sonde sien. Laat ons daarin die heerlikheid van Christus sien. En laat ons met dankbare harte bid. Here, dankie, dat U my nie aan myself oorgelaat het nie. Dankie vir Jesus Christus, die volmaakte offerlam van God. Vernuwe my deur die Heilige Gees, sodat ek elke dag meer heilig vir God kan lewe. Nie om gered te word nie, maar omdat ek reeds aan U behoort. Aan U alleen kom al die eer toe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe kan ons anders as om vanmôre maar net baie dankie te sê vir hierdie boodskap wat U aan ons gebring het. Die boek Levitikus word nie dikwels gelees nie, maar Here, hier is kosbare waarhede wat U aan ons kom openbaar in hierdie boek. U is heilig, en ons buig voor U neer in nederigheid. Dankie Here vir Jesus Christus wat die offerlam is, wat vir ons aan die kruis gesterf het, en dat ons deel kan wees van sy opstanding uit die dood en die ewige lewe. Maak ons heilig, Here, omdat U heilig is. En dankie vir die Heilige Gees wat dit in ons lewe bewerk. Ons hand wil ons vandag in U hand plaas, wil U ons in die komende week lei. Laat ons op die pad van Jesus Christus lewe, en laat ons ons geloof prakties uitlewe, omdat ons U baie lief het, en omdat ons U kinders is. Dankie vir soveel seëninge uit U hand, en vir U genade wat so groot is in ons lewens. Ons loof U, ons prys U, en ons aanbid U as 'n 3-maal heilige God. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.